This is amazing grace. This is unfailing love, that you take my place, that you bear my cross. Oh, you lay down your life, that I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain, and worthy is the King who conquered the grave, and worthy I love your voice.
darkest night. You are close like a brother. I've known you as a father, I've known you as a friend. I've lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. Come on, quick, Claudia. And all my life you have been so good. And with every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been. I will sing of the goodness of God. Your goodness is running over, running over, running over. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. It's running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running, and it's running after me. I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And with every breath that I am able, I will sing the goodness of God. And all my life you have been faithful. Sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Into your hands I commit again, with all I am, for you, Lord. You hold my will in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're
sing with all I am. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will live in all of your ways and promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I will worship you. I will worship. 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 I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. No other gods. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship.
the reason that I live, the reason that I see, with all I am. Want ek het U lief vir jou, en ek het U lief vir jou. Met alles in my, my krag en verstaan, het ek U lief. En ek het U lief vir jou, en ek het U lief vir jou. Met alles in my, my krag en verstaan, het ek U lief. Come on gemeente, kom ons verklaar. Oh, ek het U.
all the earth. Thou art exalted far above all gods. Come on, exalt him, come on. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. Los het hier weer. Goeiemôre. Ek hoop dit gaan regtig baie goed met u. Wonderlik. My naam is Henry Pike en ek is van 'n gemeente af in die Kaap en my skoonpa is Gary Kieswetter, vir die wat nie geweet het nie. Ja, die Engelsman. Ek noem myself die beloved son. Nie die skoonseun nie, ek noem my die beloved son. So ek het my ingewurm daarso en nou is ek sy beste seun. Ek spot so, ek word so seun, maar ek is die beter ene, ek is die beste seun, so is maar vir my. Maar dit is absoluut 'n voorreg en ek wil net sê baie dankie aan die leierskap, die pastore, leraars van die gemeente vir hierdie voorreg om hierso te kan bedien. Chris daar agter en sy familie, hulle sit hier iewerste. Hulle kom daarso van ons gemeente af, daarso in die Kaap, in Bellville area en dis hoe ek hulle ken en dan natuurlik Bernard, hy kom ook daarso van ons kant af en sy skoonpaal is hier so en hulle is vriende van ons. So ons het sommer 'n naweek daarvan gemaak om 'n bietjie af te kom. So dit is 'n wonderlike vreugde en 'n voorreg om julle vandag te kan bedien en ek gaan vanmôre iets aan julle bedien. Iets wat ek geleer het in my eie lewe. So ek getuig eintlik vanmôre en ek bring iets na julle toe en ek wil dit by julle voete neerlê. Ek wil hê julle moet julle harte, ek wil amper sê julle moet julle harte ondersoek in hierdie diens. Soos ietsie wat ek verkeerd gedoen het in my lewe. Ietsie waar die prioriteite nie 100% in plek was nie, waar ek my hart gevul het met wat ek dink eerbiedig en reg was, maar dit was op die ou ende was dit skeef en verkeerd. So Jesus maak mos 'n wonderlike stelling en hy sê jy kry twee tipe mense. Die een persoon bou sy huis op die rots en die ander persoon bou sy huis op die sand. En wanneer die druk van die lewe kom en die storms van die wêreld en dit is nie as dit sê wanneer die storms kom. Met ander woorde, almal van ons gaan deur tye en seisoene gaan wat die Here toelaat om in ons lewens iets te kom, ek wil amper sê openbaar. So wanneer dit moeilik gaan, wonder ek, hoe gaan dit met jou? Wanneer dinge nie maanskyn en rose is nie, wanneer die gebede nie altyd vinnig beantwoord word nie, wanneer jy in daardie wagseisoen is, in daardie woestyn soos wat ons dit noem. Ek wil vir jou herinner dat daar's oases binne woestyne. Daar's nog steeds geleenthede en ons aanbid die God wat woestyngebiede, hy maak dit nou die wonderlikste grasgroen weivelde. Hy is in staat, daar's 'n mooi Afrikaanse woord en hy sê, hy is genoegsaam in homself om ons omstandighede te kan verander, né? Maar voordat ek begin, wil ek vir jou 3 vrae vra. Jy moet asseblief nie nou antwoord nie, ek wil hê jy moet dit antwoord in jou hart. En die 2 vrae wat ek wil vra is hierdie ding, is noem vir jouself 3 dinge, dat sou jy dit vandag verloor. Dit beteken dit is die einde van jou lewe. Beteken as hierdie 3 goeders van my weggevat word, dan kan jy maar net sowel toemaak, bring die grond, grou die gat, gooi die grond, want dan sit nou maar tickets. Wat is daardie ding? En dan die ander vraag is wat is daardie ding, sou jy dit vandag kon kry, dan beteken dit van vandag af, dat jy gelukkig gaan wees. Dan gaan jy tevrede wees. Wat is daardie ding? So jy beantwoord dit in jou eie hart,
So kom ek vertel julle 'n kort getuienis van wat met ons gebeur het. So my vrou is besig om saam met Kiara en Bernard se ma. Is Christina en Justine besig om gou-gou 'n bietjie uit te help daarso by die kinderkerk, want hulle doen die kinderkerk ook daarso by ons, en ons het 'n kinderkerk waar ons ek wil amper sê die average, die gewone nommertjie vir ons kinderkerk is so oor die 220 kindertjies 'n Sondag. So ons het 90 volonteërs wat daar by ons gemeente serve, en Justine en Christina staan in die hoof van die kinderkerk, en so alles besig om julle kinders besig te hou. Maar my vrou wat daar is, as jy al vandag sien, later vanoggend sien, toe COVID getref het Justine verskriklik siek geraak. Ons as 'n familie ken nie siekte nie, ken nie depressie, ken nie sulke dinge nie, en ons het almal COVID gekry. Het vir my gevoel of wel glasstukke in my oë was. Ek weet nie, my oë was net verskriklik sensitief geweest, en dit is al wat ek oorgekom het, want jy bedien mos 'n klomp mense, en ook, jy vertrou die Here dat hy jou sal onderhou, want ons het regtig 'n klomp mense in die Kaap gehad, wat dood gegaan het in ons gemeente, wat opgehou asemhaal het, hulle het gesukkel om asem te haal, en hulle het net gesterf. So ons het deur die COVID tyd, het ons ongelukkig in ons gemeente gesien, dat daar het 'n klomp mense baie siek geraak. Dit was absoluut, dit was vreeslik, hè? Alles word toegesluit. Ek is 'n radio-omroeper on the side, en so toe kon ek nog bietjie rondry soos wat ek wil. En hier en daarheen gaan net goeters, en ek moet vir jou sê, Kaap was soos 'n spookdorp. Op 'n stadium was ek die enigste op die N2. Ek was die enigste wat daar rondgery het. En ek gaan nie ook, ek het pret gehad. So ek het hier oor die rivierbane ry, van hierdie kantjie na daai kantjie, en ek soos in, watch me now, speedkop. Hoe like jy daai enetjie, speedkop? Op 'n stadium sommer gaan stop binne in die middel van die hoofweg, want daar was niemand nie. Net vir my eie vermaak het ek sommer gaan reverse, want niemand is daar nie. Dit was amazing geweest. Dit was ook baie lekker. Die dolfyne het teruggekom, die pikkewyne het in die strate geloop. Dit was iets om te aanskou. Maar in daardie tyd het Justine baie siek geraak. En haar lyf het toe net bloedklonte geproduseer. Haar bloedtelling was soos in die duisende gewees. Ek weet nie wat die normale bloedtelling moet wees nie, maar haar die infeksie in die bloedklonttelling was soos hierso, ek weet nie, hierso by die 14,000 something. Ek verstaan nie daai taal nie. Al wat die dokter het gesê het is jou vrou, as sy nou 'n bloedklont kry, is sy dood. Want haar bloed wil net stol die hele tyd. En toe sit hulle op die medikasie. En die medikasie, sonder dat sy weet, sonder dat ons weet, is sy toe allergies voor. En sy is toe 2 weke op hierdie medikasie. En raak my vrou so siek, dat haar gemoed val. En sy is siek vir 3 jaar. Nie as gevolg van COVID nie, maar die medikasie wat haar lewe gered het. So hierso gaan my vrou van 'n uitstekende leier, entoesiasties, opgewonde, vriendelik, hou van uitdagings, sy's 'n visionêr, sy hou nie so baie van maintenance nie, daar moet al ewig iets nuuts en groot en mooi wees, en sy dryf my, soos ek kyk na haar, dan sê ek soos, Jessie, ek beter my sokkies optel, want as leier van die huis, beter ek moet weet wat die Here sê, weet waarmee is die Here besig, al die dinge, en my vrou is so 'n vinnige hardloper in die gees, dat ek voel partykeer sy druk vir my so, jy weet, en so ek hardloop, ek weet nie of jy al in die moeilikheid was nie, ek onthou op kweekskool, het ons hierdie high-ice kombies gery. En ek was die huisleier van een van die huise gewees, ons het so 42 studente gehad, wat pastore wou gewees het, en ek het verskriklike swak oë op daai stadium gehad, en ek hoor iemand is by die high, so ek het 'n kombi gery om die studente op en af na die kweekskool toe en na die huis toe te ry, en dan het ons ook daardie kombies gebruik om op uitreike te gaan, en ek sal nooit vergeet nie, nou is my oë, ek het nou net gegym daar so in die garage saam met al die studente, of van die man studente, en ek het nie my lense in nie, en ek hoor iemand speel met die toeter van hierdie high-ice kombi, pap, pap. En ek gaan kyk toe en ek sien nou, dis al 'n klomp swart mense wat saam met my in die huis bly en hulle is gereeld besig om gek te skeer of iets te doen, want hulle hou daarvan om my te terg, want ek is die huisleier.
En dan kan ons nou maar mekaar bietjie boelie en bietjie vasvat of wat ook al, dan stoei ons mekaar en ons gooi mekaar rond in die swembad en dit was ons nou 'n klomp mans wat saam in 'n huis bly. So die testosteron is so hoog en ons moet iemand stoei en ek was nou daai ou gewees vir hulle, want ek was op baie stadium die oudste ou gewees daar. En ek dink toe, nou sien ek 2 studente in hierdie high-ice kombi. En ek stap so nader en ek sê, "Hey, what are you guys doing?" En toe ek so kyk en ek kom al hoe nader. Nou is daar 'n ander swart student saam met my, ou Kaltrein. Maar ou Kaltrein het sy been verloor op 'n trein. So hy het 'n ou prostate beentjie, nee, hy's so kunsmatige beentjie wat hy mee saam stap, ou Kaltrein. En Kaltrein se oë is fyn. Hy sê, "Pike, it's scallops." Thieves! It's thieves! En ek dink hy speel. Ek kan nie sien nie. My oë op baie stadium was minus 3,7 iets. So ek moet redelik naby kom om te sien, dit is regtig skelms hierdie. En ek gaan so tot voor hierso so omtrent hierso waar die ry is, gaan ek so en ek kyk so en ek sien, die ou rig al die geweer na my toe. En ek staan so en ek sien Kaltrein, hy spring in die boks. Net hier. En nou hardloop ek en gaan druk die panic knoppie en al sulke goedjies, maar so ek is redelike ou wat passievol kan raak oor sekere goedjies en al sulke dingetjies, maar tydens hierdie COVID tyd begin ek my passie verloor. My vrou is desperaat siek en ek weet nie wat om te doen nie. Ek gaan lê by die Here en ek kry nie noodwendig antwoord nie. Ek wag op die Here en dit 'n jaar gaan verby en ek op 'n stadium, ek het nou baie goed gedoen om my huis te lei en ek het 3 klein dogtertjies en ek doen wat ek kan en nou skielik is hierdie 3 meisies waar dit ek en Justine is wat rondry en huiswerk doen en eksamen doen. Nou sit pa alleenig, nee, my skoonpa hulle kom en hulle help soveel soos wat hulle kan. Maar ons is 'n baie gehegte familie. En iewers op 'n stadium kom ek na die Here toe en ek sê, Here, is dit nou dit? Is dit nou my lewe? En Here, ek is radikaal gered. Toe ek tot bekering gekom het, is dit op die Herald gewees. Ons dorp se Herald. Van kroeg na kansel. Ja. Nee, dit het die Herald gemaak. So toe is daar Henry Pike baie groot. Van kroeg na kansel. En dis hoe radikaal die Here 'n werk in my lewe verrig het. Maar nou sukkel ek met hierdie feit dat Justine so agteruit gaan in haar gesondheid. Die dinge wat my lief of verlief gemaak het op haar, is nie meer daar nie. En nou begin haar goeters en gedagtes deur my kop vlieg van, dis nou dit. En is dit nou al? En ek kyk na haar en ek sê vir myself, maar sy is nou nie meer vir my so mooi nie. Ek weet nie wat aangaan nie. Ek is verskriklik lief vir my vrou, maar daar's iets wat krap en ek is soos wil nou nie meer hier wees nie. Ek weet nie of julle al daar op 'n plek was nie. Ek het al baie, dan sit ek in beradings, dan praat die ouens so en dan sê ek soos, wat fout met jou ou? Hier gebeur dit met my. En dit is in jaar 1 wat hierdie gevoelens kom van, ek weet nie wat aangaan nie, en die Here praat met my. En hy sê toe 'n baie belangrike ding. Hy sê, jy het nie vir Justine lief nie. Ek sê, Here, hierdie vrou het ek lief. Here sê, jy is lief vir wat sy na die tafel toe bring. Jy het haar nie lief nie. Jy is lief vir haar opgewondenheid, haar leierskap, haar vermoë om goeders te kan reël, om groot te droom, om groot te dink. Jy is lief vir die manier hoe sy jou ondersteun. Jy is lief vir daardie dinge. Jy is lief vir hoe sy lyk, jy is lief vir dit. Maar jy het haar nie lief nie. En by the way, jy het my ook nie lief nie. Ek is radikaal, ek het die Damaskus ontmoeting gehad. My naam was in die voorblad van die Herald gewees. Hoe kan die Here sê ek is nie lief vir hom nie? My transformasie is so radikaal. Paar ouens wat saam met my op daardie stadium op die myn gewerk het, tot hulle het hulle lewe vir die Here gegee as gevolg van dit wat die Here in my lewe gedoen het. Hoe kan Here u sê ek het u nie lief nie? En die Here gaan met my na die skrif toe.
En ons lees, en ek lees dit in die Engelse vertaling vir ons Engelse mense hierso. Waar sê, 2, 3, 4 mense, you're welcome. Okay. So, luister gou wat sê Job hoofstuk 1 vers 9. Hy sê, does Job serve God for nothing? Satan replied, have you not put a hedge around him and his household and everything he has? You have blessed the work of his hands so that his flocks and his herds are spread through the land. But now stretch out your hand and strike everything he has, and he will surely curse you to your face. En ek maak nie sin nie. Wat probeer die Here hierso vir my sê? Ek sal mos nooit die Here vervloek nie. Hoe gaan ek omdraai en sê, Here, ek is so kwaad vir jou. Maar weet jy hoeveel mense doen dit? Hoeveel mense draai na God toe, gooi hulle vuiste in die lug en sê, Here, vandat jy in my lewe ingekom het, is dit net moeilikheid. Nee? Hoeveel keer het jy al gehoor, weet jy pastoor, vandat ek myself laat doop het, is alle hel los. Dit is nie as gevolg van die doop nie, vir die eerste keer het jy begin gehoorsaam wees. En is toe nou nie so maklik soos wat jy gedink het nie. Om 'n Christen te wees is nie vir sissies nie, want dit is ontsaglik moeilik om gehoorsaam te wees wanneer alles teen jou is. Om eerbiedig te wees en om in die lig te wandel is konflik. Konfrontasie, het jy geweet dat wanneer lig aangeskakel word in 'n donker plek, is daar 'n klank wat NASA se instrumente kan optel. So lig veroorsaak konstante wrywing in die gees. En wat sê die Here? Hy sê, moenie weerkaats die lig nie, jy's nie die maan nie, hy sê, arise and shine, for the glory of the Lord is risen upon you. Jy moet skyn. Hy noem jou die lig van die wêreld, sout van die aarde. En albei daardie sout en lig bring transformasie. Altyd. Lig en sout dit transformeer 'n vertrek of dit transformeer in 'n baie bland stukkie kos na iets lekkers. Hy verander 'n Simba chippie en 'n baie lekker chippie. Ek is lief vir chippies. Lekker Simba chippies. Is my Achilles, my hat, dit is vir my moeilik om nie chippies te eet in die aande nie. Maar luister gou. So die Here praat met my, does Job serve God for nothing? Satan replied, dis nou wat Satan vir God sê. Satan kom in die allerheiligste plek in en die Here sê, waar is jy? Waar was jy? Van waar af kom jy? Here, nee, ek kom daar so van die aarde af, ek het 'n bietjie gekyk wat daar aangaan. En hy kom in die Here se teenwoordigheid en hulle het hierdie gesprek. En hier is wat ek iets besef het. En dit is Satan se oortuiging van elke liewe een van ons. Dat ons God sal aanbid solank as wat dit met ons goed gaan. Weet jy hoeveel mense in kerke het God lief vir dit wat God vir hulle kan doen of gee? Kom ek vra gou die vraag. Toe ek gevra het, wat is daardie 3 dinge wat as jy dit vandag sou verloor, dan beteken dit dis die einde van jou lewe. Dit eindig jou wêreld. Weet jy hoe min mense het gesê, of hoeveel mense het gesê, as ek my vrou moet verloor, of my kinders, of my beroep. My vrou, my kinders, my beroep, my hond, my kat, ietsie. En die een keer het jy miskien gesê, Here, as ek jou verloor, dan eindig my lewe nie. Sien, want ek was daar gewees wat 10 goeders op my lys gehad het. Here, as ek my vrou moet verloor, dan gaan dit taaf wees. Ek weet nie hoe gaan ek dit maak nie. As ek een van my kinders moet verloor, oh my word, maak my eerder net voor iets gebeur, eerder eerste dood. Dan was dit, Here, as al iets met my in die bediening moes gebeur, dan sê die, want wat gaan ek doen? Nee, Here, die kerk, ons het 'n
'n groterige gemeente vir die noordelike voorstede. En dit gaan goed met ons gemeente. En ek het gesê, miskien as daar iets daar moet gebeur, dan weet ek nie wat ek gaan doen nie. En dan was dit finansies. Here, as ek nie genoeg finansies het om my gesin te onderhou nie, dan weet ek nie wat ek gaan doen nie, of hoe ek gaan, of as iemand moet siek word. Here, Justine is al klaar, jaar siek, as dinge moet erger gaan, ek weet net nie hoe ek dit gaan maak nie. En ek het al hierdie goed gesê, maar die een keer het ek gesê, ek is in die bediening, die een keer het ek gesê, Here, as U moet weggeneem word van my, dan eindig my lewe. En daai 3 dinge, wat is daai ding as jy dit vandag moes kry? Sal dit jou lewe verander? Party mense het gesê die lotto. Ek hoor jou. As ek net daai freaking 7 nommertjies kan kry, 35, 49, 2, 18. O, jy moes nou neergeskryf het. Nee, ek speel so. Is verby. Hulle neem dit nie op nie. It's gone. Moment is gone. Nee, ek spot. Maar weet jy, hoeveel van julle het gesê, Jessie, as ek hierdie werk kon kry, of as dinge tussen my en my man net kon beter gewees het, of as ek net die ideale salaris of pensioen kon gekry het. Set. Hoeveel van ons het gesê, Here, net om verhouding met U te hê, as ek meer as gelukkig. Kan ek gou ietsie sê? Ons is almal skuldig. Julle kyk vir my. Ek weet jy weet, ek weet jy weet. Jy het nie gesê God nie. Ek weet jy weet, ek weet. En so dit wys vir jou ons prioriteite wat nie in plek is nie. Luister gou na hierdie enetjie. Hierdie kom uit die 1700s, 'n man het 'n klein gemeente gehad daarso in Ierland en hy het gesukkel om mense het so na die Here toe gekom. Mense het na die Here toe gekom in sy klein gemeente en hy het 'n probleem gehad want hy het geweet hulle is daarso en hulle sal God aanbid en hulle sal moeite doen om by die kerk uit te kom, maar hulle kom nie om God te aanbid nie. Hulle kom om seker te maak dat hulle genoeg goeders doen sodat God hulle sal bless. Dit was iets wat hom gepla het. Hierdie is 'n ware verhaal. So hierdie man sê toe, kom toe, en onthou dit is die 1700s, so dit is nog perdekoetse en dit is nog die ouens sukkel, okay? So hy kry toe 'n vergelyking. Wat kan ek vir die mense sê? En hy maak toe 'n vergelyking op en hy sê hierdie ding. Hy sê, daar was 'n koning gewees, 'n baie goeie koning. En hierdie koning het gereeld uitgegaan saam met die weermag om teen burgers of mense van ander clans of ander koninkryke te gaan veg, sodat hy kan vir hierdie mense en hierdie koninkryk kan veg en veilig hou. Maar hy was 'n baie goeie koning gewees. En op 'n dag is daar 'n tuinier, 'n man wat in die koninkryk werk en goeders om die paleis doen, goeders wat die koning vra, dan doen hy dit in die tuine. So hy kyk na die wingerde, hy kyk na hierdie goeders, hy's 'n tuinier. Maar hy het 'n klein stukkie erf daarso waar hy woon en in daardie erf het hy 'n groentetuin. En in hierdie groentetuin het hy allerlei groente wat hy kweek. Maar die dag kom hy op 'n besonderse groot geel wortel uit. En hy pluk hierdie wortel uit en hy maak hom skoon en hierdie wortel is perfek. Soos die wurms het nog nie by hom uitgekom nie, die insekte het nog niks begin eet nie. Hierdie wortel is mooi. Jy kan net een wortel gebruik en dan gaan nog oorbly, dan het almal wortels raai gehad. Dan kan ons die res môre of oormôre miskien gebruik. Dis so mooi groot hierdie wortel is en hy sê vir homself, ek weet dit is 'n eenvoudige ding, maar ek wil na die koning toe gaan in die binnehowe. Ek wil 'n afspraak met die koning maak. Ek wil vir die koning hierdie geskenk gee. Ek wil hom bless met hierdie ding. En so kry hy dit reg om 'n afspraak met die koning te maak, want die koning elke dag sit hy op sy troon en dan kom die mense in en dan sal hulle klaagliedere bring en hulle sal hulle versoeke op die koning se tafel neersit en dan sal die koning mense aanstel, gesiene mense aanstel om na die saak te kyk of
Weet, want hy wil regverdig wees. So ver as wat hy moontlik kan, wil hy 'n regverdige koning wees. En so kom hierdie man na hom toe en sê, o koning, ek het geen klaaglied of enige versoek nie. Ek kom om vir jou dankie te sê, want weet jy wat, wanneer ander koninkryke teen ons opstaan, is jy die ene wat voor in die linies is en jy veg vir ons. Jy is bereid om jou lewe te gee om ons te beskerm. En jy is 'n goeie koning. Jy is regverdig. Selfs die tax en daai goeders is nie onredelik nie. Elke ou betaal wat hy kan soos hy kan. Sê ons is lief vir jou. Ek wil hê jy moet weet koning, ons, jou volkie, ons waardeer jou, ons is lief vir jou. Hier is hierdie wortel. En die koning is verbaas. Hy sit daar en hy sê, wow. En almal, al hierdie gesiene mense om hom begin, hulle lag so en giggel. 'n wortel. Wouter wortel. Nee, maak grappies van die ou. Hulle bespot hom so, jy weet. Maar die koning, dit roer sy hart. En die man sê dankie koning en hy gaan weg en hy is op pad om weer iewers te gaan werk in die koninkryk en voordat hy by die deur uitstap, stop die koning hom en sê vir hom, Kobus, kom gou hierso. Kom gou hierso. Kobus, hoorie, jy het vir my gebless vandag. Ek kan nie glo wat nou net gebeur het nie. Hoorie, om dankie te sê vir dit wat jy vir my gegee het, gaan ek 'n reël. Gabriel skryf dit neer. Vir hierdie man gaan ek 'n groot stuk grond gee. En ek gaan vir jou 10 mans gee om hierdie grond saam met jou te bewerk. En ek wil hê jy en jou familie moet daar bly saam met hierdie 10 werkers wat ek vir jou gee. Hy ou is soos, nee koning, maar dis nie wat ek wou net dankie sê. Nee, dis wat ek vir jou wil gee as gevolg van dit wat jy vir my gegee het. En hy sê, wow, baie dankie. Nou staan nou Gabriel daar op die kant en hy sê, jenne, as jy 'n rugbyveld kry vir 'n wortel, wat gaan jy kry as jy vir hom 'n hings gee? Jou gesogte hings, die Arabierperdjie. En hierdie ou sê vir homself, hy sê, ek sal oor 'n paar weke gaan. Ek sal hierdie perd mooi voed, mooi kam. Ek sal sy stert mooi, I will groom him to perfection. En wanneer hy vergeet het van hierdie wortel dingetjie, dan gaan ek hierdie hings vir hom gee, want ek soek 'n plaas. En hy het al klaar uitgefigure waar hy wil wees. En die tyd gaan verby en hy berei hy voer vir hom die mooiste grasies wat hy in die hande kan kry. Hy belê vir die eerste keer regtig in hierdie perd, maar hy het hom. Hy sê so, pappa se perdjie, jy gaan vir my ryk maak, jou mooi dingetjie. Skoentjies aangesik, kam hom, stertjie is so alles is net so 90 grade en die kuif hang so daai ou soos hoe sit. Nou, hy is 'n serieus perdjie. En so kom hierdie ou Gabrieltjie kom ingestap en hy sê, o koning, vandag was ek besig om hierdie perd net te kam. En terwyl ek hom kam, dink ek aan u, hoe groot en hoe mooi u is en hoe wonderlik u is en hy het 'n dankbare hart vir dit wat jy doen, want jy's altyd geneig om jouself in die voorste linies te plaas en jou lewe in gevaar te stel, sodat ons gelukkig kan wees en veilig kan wees. En ek is dankbaar vir jou, en ek wil jou net hierdie hings gee. Yes, en die ou staan daar, mooi. En die koning is 'n wyse koning. En dan sê hierdie vergelyking, but the king discerning in his heart, that this man is full of deceit, received the horse and said thank you. En so ontvang hy hierdie perdjie en hy sê, Gabriel, hoe gaaf van jou. Ek waardeer hierdie perd, ek ontvang hom. En nou staan die koning met die perd en hy begin aanstap.
En Gabriël staan en wag vir sy reward. Maar die koning beweeg aan en hy stap so uit tussen die mense deur en hy's op pad uit na die stalle toe. En voordat hy by die deur uitkom, skree Gabriël, "O koning! Hallo? What's happening?" En die koning draai hom en sê, "Ja, Gabriël." Hy sê, "Koning, ek was 'n paar weke terug hierso gewees toe daai man vir jou 'n wortel gegee het, toe gee hy vir hom 'n rugbyveld. Ek gee vir jou die beste Arabier hings in die omgewing en jy gee my niks." En die koning draai om en hy stap na Gabriël toe. Sê, "Gabriël, toe daardie man die wortel vir my gegee het, het hy dit vir my gegee. Maar toe jy die hings gee, toe gee jy dit vir jouself." Weet jy hoeveel mense bely Christus met hulle lippe, maar hulle hart is ver van die Here? Tydens COVID-tyd het ek agtergekom en ek het na ons gemeente gekyk en ons gemeente is op hierdie stadium op boeke so 5200 mense sterk. En ek gaan deur COVID-tyd en ek sien hoe al ons pilare val een na die ander, val een na die ander, val een na die ander. Hulle draai hulle rug op na die Here. Suksesvolle besigheidsmanne, manne wat multimiljonêers is, val een na die ander, val een na die ander. En dit begin my pla. Hoe is dit dat hierdie gesiene persone in ons omgewing, uitstekend met besigheid, so hard kan val, dat hy sy vreugde in die Here verloor het, dat hy amper draai op 'n plek van om ateïs te wees weer, om te sê, as God my dan so lief gehad het, hoekom gaan ek deur al hierdie dinge, hoekom verloor ek al my geld en my besigheid, en hoekom is ek nie so gelukkig nie, hoekom kyk ek na my vrou, en ek is nie meer lief vir haar nie, hoekom irriteer hierdie goeters my, wat gaan aan? En so kom ek toe op 'n ander skrif, in Romeine 1 vers 25, and I say, and they traded the truth about God for a lie, so they worship and served things God created instead of the Creator himself. Weet jy hoeveel gode het ons in ons lewens opgerig waarvan ons afhanklik is? Here, ek kom na U toe, maar jy maak my nie gelukkig nie, maar weet jy wat gaan vir my gelukkig maak, Here, as jy vir my hierdie finansiële deurbraak kan gee, o Here Jesus, sal ek nie lofprys en aanbid en koordans en voor U neersak in aanbidding en U loof en U prys nie, maar Here, ek is so ongelukkig in my hart en in my siel, as ek net hierdie ding kan kry, dan weet ek dinge gaan draai, dan gaan ek weer my opgewondenheid in die Here vind. Hy sê, jy het the joy of the Lord, nie the joy of finances wat jou vreugde gee nie. En soos ek en jy, almal van ons is so skuldig, maar sien, die Here openbaar hierdie dinge, want as jy nie dit gehoor het nie, het jy dit nie geweet nie. Dit is so belangrik dat ons moet verstaan dat ek en jy is skuldig daaraan, en weet jy wat is vir my so, is een van die beste skrifte van die Bybel, Jeremia 17 vers 9, so as jy miskien Radio Tygerberg gaan luister, of jy maak ook draai in die Kaap, en jy sit hom daarop, en jy hoor my, dan hoor jy altyd hoe ek mense se liefde vir God konfronteer, want ek wil nie hê, jy moet daai ou wees, wat daar staan, Here, Here, het ons nie dan in U naam wonders gedoen nie, Here, het ons nie in U naam, het ons kerke gebou, ons het selgroepe gelei, ons het demone uitgedryf, dit is al hierdie ouens, wat in die kerk is, en God sê, ek ken jou nie. Hoe hartseer moet dit wees, want dit is mense wat glo in hulle hart van harte, dat hulle hemel toe gaan. As jy vir hom vra, Stefan, gaan jy hemel toe? Oh, absoluut, I will be, ek is links voor. Nee? En dan sê al hierdie goeters, en jy glo in jou hart van harte, yes, ek gaan dit maak.
Net soos hierdie ouens in Matteus hoofstuk 7. Nie vir een oomblik het hulle gedink, hulle gaan nie die koninkryk van God sien nie. Maar sien, dit is die probleem. Hulle het ander goeders meer lief gehad as die koning homself. En ons aanbid die Here en ons kom na die huis van die Here toe. Ons raak betrokke in die gemeenskap. Ons raak betrokke in selgroepe of waar ook al en ons getuig. Maar jy ken hom nie en hy ken jou nie. Want jy's konstant beset met ander dinge wat jou regtig gelukkig maak. Wat is daardie ding wat jou regtig gelukkig maak? Die antwoord van ons as Christene moet wees, die Here my God. Nie my finansies, my gesondheid, my gesonde huwelik, my mooi huis, my dit, my dat nie. Jy het gedink, ek het iewers te radical baie gesondig toe die Here vir my gesê het, jy het nie jou vrou lief nie. Dit was 'n klein ding soos dit, wat my gediskwalifiseer het om die man te wees wat ek veronderstel is om te wees. My eerste liefde is vervang met iemand anderste. Ek vra my dogtertjie op 'n stadium, toe sy so 7 was, nou vra ek vir haar, want nou leer ons hulle van skelms, en jy moet altyd naby pappa of mamma stap in 'n winkel, want op 'n stadium daar in die Kaap, het hulle sommer kindertjies ontvoer, daar by Cape Gate, gryp hulle kindertjies en woep, daar in 'n taxi, en die kindjie is weg, en dit was so gewees op 'n stadium. En so nou leer ons kindertjies, wat is belangrik? Nee, veiligheid, publieke veiligheid, wat doen jy? Pretty much, jy sit jou hand in my broek, en jy hou my sak vas. En as iemand snaaks kyk, of iemand sê vir jou, kom ga hier so, dan skree jy, pervert! Want as so vinnig as wat jy skree, pervert, dan's mense soos, hey, wat gaan nou hier aan? Ek sê, jy maak 'n scene, girl. Jy weet mos daai goeders wat pappa vir jou sê, moenie nou doen in die spur nie, jy vergeet alles wat pappa vir jou gesê het. Jy gaan groot, meisie. Jy maak 'n scene. Skree pervert. Ek gaan nie vir hulle sê vloek nie. Ek sê, skree pervert. Dan gaan almal vandag kyk. Nou leer ek hulle. En nou het ek eintlik vergeet wat ek wou sê. Want dit was net so goed gewees om te sê. Maar so, ja, dis wat ek wou gesê het. So ek vra toe vir my kleinste, haar naam is Levon. Haar naam beteken leeu, lioness. Oh my hat, ek moes vir haar 'n ander naam gegee het. Sy is rof, sy is reguit en sy is verskriklik eerlik. Sy is nie bang om, so nou en dan het ons so confession session, waar jy enige iets kan openbaar, dan gaan ek nou nie noodwendig kwaad raak nie, dan sit half 'n tafel van grace, jy mag nou sê, wie het nou eintlik hierdie ding gebreek, of daai ding gedoen, of wat ook al, dan mag ons nou niks, ons gaan nou nie kwaad raak nie, maar ons mag insette gee. So mag sê, okay, volgende keer doen dit, of okay, volgende keer as dit gebeur, vertrou my genoeg om dadelik na my toe te kom en te sê, papa, dit was toe ek gewees, jy weet, so ietsie. En ek vra toe vir haar, okay, liefie, ek wil, so met alles wat nou gebeur in Cape Gate, hoe lyk 'n skelm? Hoe weet jy hoe gaan 'n skelm lyk? Sy sê, papa, hy lyk so. Ek sê, lyk al die skelms so? Ja, al die skelms lyk so. So as ek weet hy lyk so, dan weet ek hy's 'n skelm. Ek sê, nee, party is net lelik. 'n skelm lyk soos 'n engel. Hy lyk soos hierdie dierbare dingetjie, en hy's so vriendelik, en hy's so dit en dat en daai. En ek op 'n stadium kom ek en ek sê, hoe het Judas gelyk? Hoe dink jy het Judas gelyk? So. Want almal dink hy lyk soos Hunchback of Notre Dame. So dink Judas kom hier. Ja, kyk, Jesus, hierso sakke. Ja, Judas, jy weet, almal kan sien nou, Judas is 'n vuil uil. Jy kan sommer weer is nou Judas. As daar iemand is wat iets gaan verkeerd, dan is nou Judas, want Judas is al klaar, so hy lyk sommer soos 'n skelm. Jy weet, en dis hoe ons dink partykeer, maar dit is nie hoe Judas lyk nie. Weet jy, op 'n stadium toe Jesus gevra het, of toe hy gesê het, weet jy wat?
Daar's iemand hierso wat my gaan verraai. Toe die apostels omgekyk en hulle het nie 'n klou gehad wie dit is nie. Want hulle het almal die evangelie verkondig. Hulle het almal wonderwerke gesien. Toe hulle bid, toe spat die demone. Maar iemand se hart het iets anders meer lief gehad. Jy bely my met jou lippe. Jy neem deel in die aktiwiteite. Daar is manifestasies. Die Here sê, aan die boom sal jy hom ken. Nie op sy gawe nie. Weet jy hoeveel wolwe het manifestasies, maar hulle het nie vrug nie. Die wolwe kom in die kerke in, en daar is manifestasies. Luister wat sê die Bybel. Here, Here, het ons nie in U naam duiwels uitgedryf nie. Siekes gesond gemaak nie. Al die tekens was daar. Nee, tekens was daar. Daar was nie vrug nie. En so kom ons, en daar in die Kaap het ons verskriklike uitdagings met wie maak die nuutste waawiel, en wie kan die mense die meeste impress. Dit gaan nie vir ons oor die signs en die wonders nie. Dit gaan vir ons oor, dra jy vrug, want hierdie tekens sal volg. Party mense se fokus is absoluut net tekens en wonderwerke. 'n Slim ou uit die 1500s het hierdie ding gesê, hy het gesê, when miracles becomes the main message in a church, the love for Christ grows cold. Hoekom? Gee my wat ek moet hê. Gee my hierdie ding, want as ek nie hierdie ding kry nie, gaan ek ongelukkig wees. Idolatry. Wanneer kom ons as gelowiges op daardie plek waar ons sê, Here, of ek nou, dit is wat ek vir my vrou gesê, so nou kry ek hierdie openbaring. Ek het nie my vrou lief soos ek moet nie. Nou my vrou het gegaan van, sy ken nie depressie nie. Want toe sy van die medikasie afgaan, toe val sy in depressie, toe vir daai 3 jaar. En my vrou sukkel in haar gemoed. My vrou bid om dood te gaan. Sê, Here, dit sal beter wees vir my om dood te gaan. Ek ervaar die Here sê, Henry, ek gaan Here deur hierdie ding gevat. Hou net vas aan my. Kleef aan my. Ek gaan julle deur hierdie ding vat. Ek het nie geweet hoe lank dit gaan vat nie. Dit was toe 3 jare van hel. Dit was nag, julle. My vrou huil elke 2 ure. Smeek die Here om dood te gaan. Nou as jy my vrou ken, dan sal jy dit nie glo nie. Gelukkig, sy is nou amper weer, sy is nou amper, ek dink by 2,5 jaar, heeltemal gesond. Maar nou is ons in daardie tyd, en dit woed in ons huis, en dit is nag. Gaan ek na Justine toe, terwyl sy so in haar laagste laag is, en ek gaan na haar toe en ek sê, love, ek moet ietsie teenoor jou bely. Sy sê, wat is dit? Ek sê, ek het jou nie lief nie. Yes, jy toe, timing is alles, mans. Timing is nogal so ding. En ek sê vir nee, luister gou mooi wat het die Here aan my openbaar. Ek sê, tot nou toe, het ek nie geweet, ek is baie lief vir dit wat jy na die tafel toe bring nie. Maar die oomblik toe ek nie kry wat ek wou gehad het nie, toe het my liefde teenoor jou koud geword. En die Here het vandag met my gepraat en gesê, ek moet jou lief hê soos 'n goddelike man. En daar het ek besef, love is something you give to somebody at great personal cost. Het jy agtergekom hoe vriendelik is jy met jou meisie of met jou kinders teenoor jou vrou? Luister, en ek gaan amper klaar maak. Ek het hierdie ding agtergekom. Toe my 3 kindertjies, ek het 3 dogtertjies, nê? En my gesindheid teenoor hulle verander amper nooit nie. Ek is so konstant in my liefde vir hulle.
Hulle kan, en ons het naguile, ons het nie vroeg wakker word kindertjies nie. Ons kindertjies is nie soos julle kindertjies wat wakker word en sê, goeiemôre mamma, goeiemôre pappa, ek is so lus vir hierdie dag, jippie jy. Nee, ons kinders is nie daai kinders nie. Ons kinders is soos, word wakker, hoekom maak jy my so seer, hoekom haat jy my? Nee, jy moet opstaan, jy moet vroeg skool toe gaan. Jy haat my! Sê, ek haat jou nie. Jy moet aantrek, jy gaan laat wees op skool. Ek worry nie. Jy worry oor my nie. Jy haat my. Ons het daai tipe oggendwakker wordertjies. 'n Slengse fight. Ons het nou 6 uur elke oggend begin ek fight. Maar my gesindheid teenoor hulle is altyd konstant. Ag liefie, jy bedoel nie wat jy nou sê nie. Kom, trek het gegaan, ons gaan nou klaar. Ek haat jou. Liefie, jy bedoel dit nie, ek het bedoel dit. Ek haat jou. Jy bedoel dit nie, trek net gou jou kousies aan, kom papa help, jy los my. Hey na, mama, papa maak my seer. Sê as ek gaan nou vir jou seer maak, as jy nie nou opstaan nie. Ons is heel normaal in ons huis. Engele besoek ons nie elke dag nie. Maar ek raak nooit kwaad teenoor hulle nie. Maar wanneer dit by my vrou kom, laat sy nou net ietsie wat op die lys was wat vir my belangrik was nie doen nie. Daar is 'n vibe in die huis. 2 dae lank. Hoekom mamma, hoekom pappa so? Moenie vra nie. Los net vir pappa uit. 2 dae is dit koud. Ek hou van grappies maak. Daar's geen grappies nie. Daar's ja en nee. En doen dit nou. En weet jy wat, my kinders kan nie vir my gee wat my vrou vir my kan gee nie. Kan nie. Hulle bring nie naaste by die joy en die dissipline en die diens. Hulle is nie so diensbaar soos hulle ma nie, maar tog het ek 'n issue met mamma wat as sy ietsie net vergeet het of nie doen nie of wat ook al, dan is ek snaaks teenoor haar en weet jy wat is die verskil? Die verskil tussen die twee is toe hulle 3 gebore was, het ek gesê, ek sal vir jou 'n goeie pa wees. I will serve you. Whenever you need me, I will be there. I will serve you. En die rede hoekom mense nie meer gelukkig is binne in hulle huwelik nie, is omdat hulle opgehou het om mekaar te bedien. Hulle het op 'n plek gekom waar dit 'n verbruikersverhouding is, waar 'n mens sê, okay, ek gaan dit vir jou doen, maar dan moet jy dit vir my doen. Die heeltyd so. Die heeltyd dit. Nie, ek gaan jou unconditionally lief hê nie. Dit is die tekort in ons huwelike. Dit is hoekom julle partykeer mislig is. Dis hoekom die huis bietjie koud is. Dis hoekom julle lanklaas gelag het. Want julle is in 'n verbruikersverhouding en nie 'n unconditional love nie. Julle liefde is conditional. Terms and conditions apply. Daar het my lewe verander. Van 2021 is ek 'n ander mens. En ek sê vir my vrou daardie aand, I will love you. Maak nie saak hoe lank dit is nie, maak nie of jy ooit gesond word nie, ek is hier vir jou. I will serve you. Alles draai. Dankie. So, ek het nog 5 minute, dan moet ek klaar maak. Maar luister gou hierdie ding. Op 'n stadium raak dinge so erg vir my vrou, dat dit is al wat sy soek is haar genesing. En die feit dat sy nie so vinnig genees word soos wat sy gehoop het nie, breek haar geloof en skeer dit in 2. En die Here is toe nou al besig met my om aan my hart te werk. En in daardie 3 jaar was dit geestelik seker een van my vrugbaarste tye saam met die Here. Dit was die moeilikste tyd, maar tog was dit een van die beste tye van my lewe. En gaan ek na Justine toe en ek sê vir haar, love, ek wil vir jou ietsie vra. As salvation, as verlossing al goeie ding is wat jy op hierdie aarde kry, sal dit vir jou genoeg wees. En sy sê toe, beteken dit ek mag nou nie gesond word nie. Ek sê, dis nie wat ek gesê het nie. Ons is redelik bekend in die Kaap, as gevolg van die werk wat my skoonpa al gedoen het. Die profete het gekom, mense met genesingsbedieninge het gekom, en almal het vir haar gebid, niemand kon haar gesond maak nie.
Dis hoekom die Here vir my gesê het, Henry, ek gaan jou deur hierdie ding vat. Dit gaan nie 'n maklike, vinnige ding wees nie. Ek gaan jou deur hierdie ding vat. Toe het ek klaar my hart voorberei. Elke keer as my skoonpa iemand dan aanbring, dan sê ek, Here, ek weet wat U vir my gesê het. My vrou gaan gesond word. So ek gaan nie nou teleurgestel wees. Niks gebeur nie. Ek hoop is vandag. Maar ek gaan nie sak en as toe. U het klaar vir my gesê, my vrou gaan. Dis net 'n kwessie van tyd. Die mense het gekom en gegaan, kom en gegaan, niks, niemand nie, die Here het nie een van hulle gebruik nie. Die Here het gedoen wat hy vir my gesê het. My vrou is daardeur. Maar 'n ruk later kom my vrou na my toe en sy sê, weet jy, daai ding het vir my so geslat op die bors. As daar nooit ooit weer iets goeds met my gaan gebeur op hierdie aarde nie. En verlossing en ewige lewe is al wat ek kry, dan is dit vir my genoeg. Draai die Here my vrou se hart en kom my vrou vir die eerste keer en onthou sy's 'n Christen gebore. Daai girl was soet van dag 1. Het God lief gehad van dag 1. Ek kroeg na kansel. En vir die eerste keer in haar lewe aanbid sy die Here om hom te aanbid, nie om iets by hom te kry nie. And that is worship. Ons worship is bedrieglik, is vol deceit. Baie keer bring ons vir die Here 'n perd, 'n hings, iets magical. Maar eintlik bring jy dit vir jouself. En ek en jy, hier is 'n baie moeilike skrif en dan sluit ek regtig af. Lukas 8 vers 14. En dit is die rede hoekom meeste van julle partykeer sukkel in julle geloofsoortuiging en om konstant te wees teenoor Here. Want sien, hy verwag van my en jou om volwasse te raak en konsekwent te wees elke dag. Dat ons vreugde word nie bepaal deur dit wat ons kry of nie kry nie. Ons het die vreugde van die Here, want Satan kan ons geloof in Christus nie vat nie. Maar as jy konstant staak maak op hierdie ding en hierdie ding en hierdie ding en hierdie ding om jou gelukkig te maak, raai wat, jy is 'n teiken, want al wat Satan hoef te doen is, ek weet Maggie hou nie daarvan as ek met haar finansies vat nie, so ek gaan 'n bietjie karring hierso. Maggie, wat doen sy? Val neer. Hoekom haat jy my, Here? Hoekom het jy my verlaat? Hierdie enetjie is dit gou hierdie ding, statuswerk. Hierdie ene statuswerk. Ek moet belangrik wees. Dis belangrik dat mense my respekteer. Die Here sê, iets gebeur by die werk, jy word geretrench. Hoekom haat jy my? Here, hoekom? Hoekom het jy my? Want daar's jou idol op wat jy staat maak om jou goed te hou en jou voor te gee as hierdie amazing guy, was 'n idol. Dit was nie 'n rots gewees nie, dit was sand waarop jy bou. Jy staan op sand en jy bou hierdie fenominale kastele, maar toe die storm kom, dis daar geen fondasie nie. Jou huis is gebou op alles behalwe op Christus. Luister mooi. Nou praat hy van die saaier en die saaier het gaan saai en nou kom die disippels en sê, wat beteken hierdie vergelyking van u? Hy sê in Lukas 8 vers 14, the seeds that fell amongst the thorns are those who hear. Hulle sit in die koninkryk van God, hulle sit in die kerke, hulle hoor week in en week uit, hoor hulle die evangelie verkondig. They are those who hear, but as they go their way, uit daai deur uit, they are choked by the worries of life, the deceitfulness of riches, and the pleasures of this life. And their fruit, by the way, die Here sê, hoe kan julle die hemelse Vader verheerlik? Johannes hoofstuk 15 vers 8 sê, by this my Father is glorified. Nie dat jy baie talente het, of dat die gawes links en regs manifesteer nie. By this my Father is glorified, that you bear much fruit. Nou luister wat sê Lukas 8, hy sê, as gevolg van die worries, jou geloof word gechoke deur die worries van die lewe, the deceitfulness of riches and the pleasures of this life, and their fruit does not mature. Daai gedeelte their fruit does not mature. Ander vertaling sê, they are unfruitful. Onvrugbaar. Want jy het ander goeders meer lief as die Here jou God. En jy sal kom, praise and worship,
Jy sal Bybel lees, jy sal gebedsaande toe kom, jy sal 'n selgroep lei. Man, jy gee selfs jou 10de. Maar jy doen al daardie dingetjies sodat jy gebless kan wees. En sodat jy iets kan verdien. Draai dit om. God loves a cheerful giver, punt. God sê raak betrokke, want omdat jy lief is vir my. En so hamer ek my gemeente vir die laaste 5 jaar op hierdie tema. En ek hoop dit het iets vandag vir julle beteken. So wees lief vir God meer as dinge. Kry mense om God meer lief te hê. Vertel hulle van die waarheid, deel die evangelie. Want die begeerte na mag, status en rykdom en gerief sal daartoe lei dat mense wegdraai en nooit werklik God lief hê soos hulle moet nie. Een van my mentors het hierdie ding gesê en dan bid ons. God is most glorified in us when we are most satisfied in him. Kom ons bring hom eer. Kom ons bring die vrug. Kom ons bring hom die lof van ons harte. Hy verdien dit. En ek wil jou vra, jy wat in 'n moeilike tyd is, wat so wag op die Here dat daar 'n deurbraak kan kom. Sien nou die deurbraak kom nie, sal jy nog steeds God aanbid? Sal jy nog steeds sê, hy is goed, hy is groot, hy is getrou? Of gaan jy jou vuiste vir die koning van konings lig, en jy gaan vir hom sê net wat jy voel? We walk by faith and not by sight. Moenie ophou om die regte ding te doen nie, for in due time, at the right time, God will come through. Jy al gelees van be faithful, remain faithful, endure. Count it all joy, brethren, when your faith is being tested. Hy soek ons perfek. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, ons wil dankie sê. Dankie vir die geleentheid waar ons as gelowiges by mekaar kan kom. En Here, ek is lief vir die manier hoe U ons harte konfronteer en ons eintlik help dat ons besef dit nie, maar hierdie moeilike tye en seisoene is eintlik genade wat op ons lewens rus om ons te openbaar van die plekke en die areas van ons geloof wat nog nie werklik op die rots gebou is nie. Here, U doen dit vir ons. Mag ons dit in daardie lig sien. Dat U wat vooruit aan ons behoeftes sal voorsien. Dat U het vir elke uitdaging 'n belofte. Maar die geheim is om U te vertrou. Ons is lief daarvoor om in beheer te wees. Ons wil so graag selfs beheer neem van die resultate. Maar ons is nie God nie. U is. En vergewe ons dat ons op daardie plek van U troon beweeg het, waar ons begin onsself oortuig het dat ons God is. En ek sal bepaal wat ek gehoorsaam. En ek sal bepaal wat ek wil hê. En vanmôre klim ons van daardie troon af en ons sê, Here, U alleen is God. U wil geskied, soos in die hemel, hier op aarde. Ons het U lief, o Heer. En ons aanbid U nie vir dit wat ons kan kry nie, maar dit wat U al klaar gegee het. Ons het die ewige lewe ontvang. En mag dit die bron van ons vreugde wees. Dankie dat U ons beskud en beskerm. Ons het nog steeds die vrymoedigheid om ons begeertes en ons behoeftes aan U bekend te maak. Maar die vervulling daarvan laat ons in U hande neer. Want U is 'n goeie Vader en U weet dat ons al hierdie dinge nodig het. Maar ons sal van hierdie oomblik af eers die koninkryk van God soek en alle geregtigheid. En ons sal dit soek met ons hart en ons wese. Lei ons, behoed en bewaar ons, beskerm ons. En maak ons oë oop sodat ons kan sien. Maak ons ore oop sodat ons kan hoor en verstaan. En Here, ek verklaar 'n seën oor hierdie gemeente, oor die leierskap, oor elke persoon,
Here, ek dank U dat U wat 'n goeie ding begin het, hier so sal dit volmaak bring. Bring hulle van die noorde, die ooste, die suide en die weste. Bring hulle, Here. Want U het U liggaam gebreek om ons honger te versadig. En ek dank U dat hulle sal kom om versadig te word deur die Gees van God. In Jesus wonderlike naam. Amen en amen. Baie, baie dankie. Kan ons die Here 'n lofoffer gee? Baie dankie. Nagmaal is deur Jesus self ingestel. Dis nie 'n mens ingestelde saak nie. In 1 Korintiërs 11 vers 23 wil ek net graag vir u lees, waar Paulus sê, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat in die nag waarin die Here Jesus verraai is, en hy het gebreek, en hy het aan sy disippels gesê, neem en eet, want dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. En net so ook, na die beker met die ete, het hy die woorde gesê, hierdie beker, dis nou hierdie symbool van Jesus se bloed wat ons vanmôre neem, is die Nuwe Testament in my bloed, en as hy doen dit so dikwels, jy kan elke dag nagmaal neem, so dikwels tot my gedagtenis, wat beteken, wanneer ons nagmaal gebruik, dan dink ons aan wat Jesus vir ons gedoen het. En die woord sê, dat hy was onherkenbaar vermink, verbrysel, deurboor, vir u en vir my, sodat ons kan deel hê aan hom. Nagmaal is eintlik 'n geleentheid waar ons die verbintenis tussen ons en Jesus Christus net weer kan vernuwe. En deur te onthou wat Jesus gedoen het vir sy lyding, dat hy gesterwe het vir ons. Wie van ons gaan vir iemand anders te sterwe? Jesus het dit vir jou gedoen. Hy het dit vir my gedoen. So, deur sy lyding en die sterwe aan die kruis, ek dink vanmôre terwyl ek besig is om voor te berei vir die nagmaal, besig om te bid, dat baie keer as mense deur die begrafplaas loop, dan sien jy op almal se grafstene omtrent staan, in loving memory. So we are doing this morning in loving memory of what Christ has done, and we thank Him for a finished work on the cross. So ons doen dit tot sy gedagtenis. Jesus het in Lukas 22 vers 19 gesê, doen dit tot my gedagtenis, met ander woorde, dink wat ek gedoen het. Dit was sy liggaam, dit was sy bloed, soos ons het gebruik, het ons deel aan sy liggaam, het ons deel aan sy lyding, het ons deel aan sy sterwe. En baie mense het ek vroeër jare gesien, dat hulle huil, as dit nagmaal is. Ek het 'n dankbare hart, maar weet jy wat dit is? 'n celebration eintlik, want Jesus is nie meer dood nie, hy is nie meer aan die kruis nie, hy lewe, en hy het opgestaan, so ons gedenk dit wat hy vir ons gedoen het, maar ons vier ook lewe, ons vier die ewige lewe. Wie mag vandag deel hê aan die nagmaal? Miskien moet ek eintlik eers sê, wie kan nie deel hê aan die nagmaal nie? Volgens die woord, want hy sê, ons moet dit nie op 'n onwaardige wyse neem nie. As jou lewe nie in orde is, as jou lewe nie reg is met God, as jou lewe nie reg is met die naaste nie, ek het dit in my bedieningsjare gesien, mense sit in kerke, kwaad vir mekaar, en dan gebruik hulle nagmaal. Die woord sê in Korintiërs, jy drink 'n oordeel oor jouself. So vanmôre het jy 'n geleentheid om reg te maak. Het sy, is dit met die Here, het sy, is dit met jou naaste. Ek het niks teen jou nie, Sonja. I love you.
Maar ek kan nie vanmôre hier staan as ek sê, ek hou nie van Sonja en ek hou nie van Magda nie, want hulle 20 jaar terug dit aan my gedoen. Kry klaar met hierdie dinge en kom reg met die Here en kom reg met jou naaste. Maar ek het vir jou goeie nuus. Wie mag vanmôre nagmaal gebruik? Daar's net een vereiste. En dit is nie, jy hoef nie 'n lidmaat te wees van die AGS van Gansbaai of op die register te wees nie. Jou lewe moet reg wees met die Here. Jou lewe moet in lyn wees met die woord. Jy moet weergebore wees. Jy moet Jesus Christus as verlosser en saligmaker in jou lewe aangeneem het. Dan is jy vanmôre vry om nagmaal te gebruik tot eer van die Here. Sy liggaam is vir ons gebreek. Ek wil net vra dat wanneer hulle dit nou uitdeel, dat u net u broodjie en u glasie saam in u hand hou, sodat wanneer hulle klaar is, gaan ons opstaan en ons gaan dit saam gebruik. Is dit reg so? So, ek gaan vra dat hulle dit uitdeel nadat ek gebid het, en u vat jou broodjie en sê, dankie Jesus. U liggaam was vir my gebreek, sodat ek gelukkig en geseën en gesond kan wees. En jy dink miskien aan iemand anders, wat dit vanmôre nodig het. Ons dink aan ons pastoor Beryl. En dankie Jesus vir die simbool van u bloed, wat gemaak het dat ek regverdig voor u kan staan, rein, skoon gewas deur die bloed van Jesus. We bring this in loving memory en ons dink wat Jesus vir ons gedoen het. Sy liggaam was gebreek, sodat ons heel kan wees. Hemelse Vader, ons dankie waar ons vanmôre hier staan by 'n nagmaaltafel om net weer u dood te kan herdenk en vir u te kan kom sê dankie dat ons deel het aan u liggaam, dat ons deel het aan u bloed vanmôre. En Here, ek loof en ek eer u vanmôre. Die woord sê daar is geen veroordeling vir hulle wat in Christus is nie. As die enige iemand vanmôre is wie se lewe nie reg is met u nie, dan bid ek nou, Here, dat u na die persoon se lewe sal kom. En u kan maar by uself net sê, Here, vergewe my al my sondes, was my in die kosbare bloed van die lam, skryf my naam op in die boek van die lewe, en ek neem u aan nou as verlosser en saligmaker, en ek sê dankie Jesus dat u vir my sonde gesterf het aan die kruis. Jesus, baie dankie. Lord, thanks a million through the blood into your presence. Holy before you we stand. And this morning we come and we lay down our lives at your feet, Lord, and we're giving you the best of our lives. We love you, Lord. We thank you, Lord. Elkeen wat dit vanmôre gebruik, seën dit in Jesus naam en ons loof, ons prys en ons dank u. Amen. Hou daai broodjie net op. Sê dankie Jesus. Dit is u liggaam wat vir my gebreek was. Ek vat dit vanmôre vir genesing, vir deurbraak, vir oorwinning in Jesus naam. Kom ons neem dit saam. Net so ook die simbool van die bloed. Dit is die bloed wat my verlos het, toe ek so diep in sonde was. Dankie Here, dat u ons waardig gemaak het, om vanmôre deel te hê aan u liggaam, u dood, u opstanding, en dat ons vanmôre kan verklaar, daar is krag in u bloed, daar is oorwinning in u bloed, daar is deurbraak in u bloed, daar is genesing in u bloed, daar is bevryding in u bloed, Here, en ons doen dit vanmôre tot u gedagtenis, en ons sê dankie Jesus, vir die prys wat u eenmaal vir ons betaal het, dat die voorhangsel geskeur is, en through the blood into your presence, ons kan vanmôre, ons het vrye toegang tot u, en ons vier vanmôre, ook hiermee, u opstanding, en sê, Jesus lewe, en hy het opgestaan, dankie vir die bloed van Jesus. Amen.